Kom binne gaan saam, want wie weet waar ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai, is die wêreld te kuier lank toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al. Alles Pasella, kom jou haal, Pasella. In die Pasella stap ons letterlik deur land en sand, teen die see by Agulhas en deur die woude en goudgeskiedenis van Mpumalanga. Ons wys stap vir stap planne vir kosblikkies, leer ken die nuwe talent uit Pretville en kyk of Skalk, Dion en Alistair reg is vir 2013. Ons is so suid soos jy op die Afrika-kontinent kan gaan. Ja, ons is by die stranddorpie Legallas. Nie vir ons span nie. Vandag is dit dapper en stapper om op die spookdraai-roete hakke te klap. Verdedig julle met matige fiksheid, is hierdie 'n 2 uur lange sirkelroete. En om op die spoor te bly, volg net die spookie. Die roete loop 'n entjie langs die see, deur die dorp, oor die berg en al langs die Kukami Natuurreservaat af. Van waar die naam Spookdraai? Die oorsprong van die naam Spookdraai is so duister soos 'n spookstorie. Daar is 3 stories rondom dit. Die een waarvan ek die meeste hou, is van die skip wat baie lank gelede gestrand het in die baai. Daar was slegs een oorlewende, 'n jong meisie met die pragtigste lang hare, slangse hande. Sy het haarself tuis gemaak in 'n grotjie bo in die berg en met haar vriendelike geaardheid het sy nog nie gaan rus nie, maar van tyd tot tyd 'n lesie besoek af by die inwoners van Agulhas. My gunsteling storie is van die man wat gekom het met sy voertuig na Agulhas toe van Struisbaai se kant af en daar in die skerpdraai en spookdraai het hy in 'n geweldige gruisame ongeluk beland. Soveel so dat sy kop van sy lyf afgeruk is en sy kop het daar in die see beland. En hy kom nou nog van tyd tot tyd. Kan jy sien hoe kom hy voertuig in die nag aan en dan raak die ligte net weg. Waarskynlik kom soek hy sy kop. Hy kry nie rus nie. Nee, daai storie is te gruisam vir my. Ek dink ek verkies Melanie se weergawe van die storie, die vrou met die mooi slanke hande. 'n Derde storie is dat 'n enkele huis op die draai gestaan het, waarin 'n eensame inwoner, bekend as Man Alleen, gewoon het. Daar is soms van die spookhuis gepraat en later die spookhuis op Spookdraai. En hier staan ons nou op een van die min plekke op aarde waar jy in die oggend daar aan Struisbaai se kant die son uit die see kan sien opkom en aan Agulhas se kant in die middag die son kan sien sak in die see. En nie net dit nie, die oranje liggene wat jy voor ons sien, groei net op plekke waar vars suiwer lig is. Dat ek sommer my longe vol trek. Daar is 28 punte op die spookdraai-roete met nommers gemerk om interessanthede uit te wys. In die somermaande wees versigtig vir slange, veral 'n lui ou pofadder, en spuit maar insekweerders teen bosluise en blinde vlee wat lastig kan wees. Soos julle sien, is ons 3 stappers nou op teen die berg. Maar as jy nie daarvoor kan sien nie, draai net om en loop terug. Dis steeds 'n heerlike uitstappie. Lenel, wat jy hier onder jou sien is Mount Pleasant. Hierdie kamp is in die Tweede Wêreldoorlog gebou en 'n vroueafdeling soldate is hierso gehuisves en hulle het 'n radarinstallasie beman wat op daai stadium nog absoluut geheim was. Die hele kamp was vrouens, behalwe die bevelvoerder en die tweede in bevel. Hoe gelukkig kan 'n man wees, né? 'n radarstasie beman deur vrouens, seker omdat hulle so goed luister. Nee, dis omdat hulle so goed 'n geheim kan bewaar. Die geheim was dat hier geallieerde skepe en Duitse duikbote weggekruip het. Die radarstasie was nodig omdat die duikbote 8 skepe getorpedeer en gesink het. Behalwe wit spookies en swart jassies wat die pad aandui, is daar ook plekke wat met geel spookies en spore gemerk is, soos hier, waar stappers meer versigtig moet wees. Lenel, waar ons nou is dit waar die staproete oor die berg gaan, waar ons kalkstene soos dit sal vind. Dit word gevorm deur skulpgrys en sandkorrels wat deur die wind opgewaai word en mettertyd verhard. Nee, ek kan sien, is definitief geen tekort aan wind nie. Nee, is nie, en 'n mens kan dit sien aan die plante groei, né? Julle sal sien hier bo op die berg, bly die plante baie laag, soos dat die suidoostewinde en die ander heersende winde dit snoei. Hier regs van my byvoorbeeld is 'n eysterhoutboom wat gewoonlik 'n aansienlike boompie word, maar hier
word hy nie hoër as wat hy daar is nie, omdat hy so gesnoei word deur die wind. 'n Unieke soort fynbos, kalkrand, kom hier op alkaliese kalksteengrond voor. Die rede hoekom ons hier stilhou, is ons kom nou net deur 'n rooikraansbos waar ons kon sien hoe die fynbos vernietig is deur hierdie indringerplant. Maar hier staan ons nou op 'n stukkie kalkrand waar daar pragtige eksemplare is van kalkrand fynbos. Ja, 110 spesies kom slegs hier op die kalkrand voor in hierdie omgewing waarvan 29 bedreigde spesies is. Ja, en van hierdie krities bedreigde spesies staan ek nou langs een van die Mimetus familie. Hierdie geelstompie was taamlik volop vroeër jare hier gewees, maar deur dorpsontwikkeling op Struisbaai en Legallis is hy nou so vernietig dat hy nou 'n bedreigde spesies geword het. En langs dit is die kommetjie-teewater. Jy kan ruik, hy kom van die Boegoe-familie en die naam kommetjie-teewater, wanneer dit blom lyk dit soos 'n pierentjie waarin teer gestort is. Hier langs ons is ook die Bredasdorp-protea wat endemies is aan hierdie area. Jy kry hom in wit en in rooi, maar die wit is baie skaars. Van die mooiste plante in hierdie omgewing vir my is die tolbosse. En hier agter jou is van die kalkrand tolbos en hulle is manlik en vroulik. En hoe ken julle uitmekaar uit? Wel, dit is nou maar soos dit in die lewe gaan. Die manlike tolletjies is klein en die vroulike tolletjies is groot en dit is hoe jy die manlike en die vroulike bosse uitmekaar uitken. Groot tolletjies, klein tolletjies. Waar het julle dit nou? Fynbos bestaan uit bergfynbos, kusfynbos, strandveld en kusrenosterbosveld, wat weer elk onderverdeel is. Kalkrand is 'n kusfynbos wat in 'n breë strook tussen Gansbaai en die Gourigsrivier voorkom, met lappies by Kaappunt en Makassar. OK, julle, ek sien nou iets wat blom. O ja, dit is 7 jaartjies. En dit is een van die min blomme wat die tyd van die jaar blom en hy het sy naam gekry omdat die blomme so lank hou. As jy voel aan daai blom, dan kan jy voel hy is so droog net soos papier. Min vog in en dis die laat hy so lank hou. Jy staan nou daar op mure, né? En daai groot mure wat jy sien, is inheems aan hierdie gebied en hulle help met die voortplanting van die fynbos deurdat hulle die saadjies op die regte manier die omhulsel vreet en op die regte manier bære, sodat wanneer daar die ideale omstandighede ontstaan, ontkiem daai saad en jy het weer verder fynbos. Maar daai klein muurtjie wat daar is die Argentynse muur. Hy's 'n indringer, soos die rooikraas is hy 'n indringer. En hy vreet die saad op so 'n manier dat daar nie voortplanting kan plaasvind nie en in daai opsig is dit dan 'n vyand van die fynbos. Maar jy moet maar versigtig wees vir daai groot muur, hy byt seer hoor. O ja. Nog iets wat hier seer kan byt is die see. Al lyk alles nou so kalm, is die oseaan 'n mal kolk van gevaar met sy kombinasie van wilde westewinde, vlakbanke en riwe, asook die Benguela en Agala strome wat hier teen mekaar bots. Lekker blaaskans. Dis moeilik om te glo dat so 'n pragtige kuslyn so gevaarlik is dat hier oor die 100 skeepswrakke hier lê. BT is eintlik 118 skeepwrakke waarvan ons weet. Maar hoekom is dit so gevaarlik? Onthou hulle het in daai tyd nie die navigasiemiddele en die betroubare kaarte en dinge gehad wat hulle nou het nie. En die manne moes daai tyd het hulle vir daai redes het hulle aan die kus geklou. Naby die kus bly en hierdie kus wil nie aangeklou wees nie, want hier is baie gevaarlike rotsriwe onder die water wat nie sigbaar is as jy nie 'n betroubare kaart daarvoor het nie. Die winde, die seestrome, navigasiefoute wat hulle gemaak het, swak sig. En dan moet jy onthou die vuurtoring daai tyd was letterlik wat dit sê, dit was 'n vuurtoring, daar's vuur in hom gemaak. En dan partykeer is daar vure langs die kus gemaak wat die mense dan verwar het met die vuurtoring en dan het hulle te gou noord gedraai en in die kus vasgevaar. Maar wat vir my interessant is dat al die groot moondhede van daai tyd wat hier verby gevaar het met hulle skepe, het klomp skepe hier verloor. Maar die Portugese, wat die langste geskiedenis van verbyvaart hier het, en baie skepe hier omgevaar het in al daai tyd in hierdie area net een skip verloor. So miskien het daai ouens iets geweet wat die ander manne nie geweet het nie, né? Volgens oorlewering was die omgewing vroeër heelwat meer boomryk en is baie van die fynbos intussen deur indringerplante verwoes, veral soos voorheen genoem die rooikraans. Gelukkig is die meeste indringers tussen Struisbaai en Legallas uitgehaal en die fynbos hervestig.
As jy wonder wanneer om te kom kuier en stap, dis heel jaar pragtig, maar in die lente is dit besonder mooi met die fynbos in blom. Ja, as dit trend hierdie Kalksteenberg uitgeklim. Maar Leniel, as jy hier van na see toe kyk, sal jy ook sien dat die geologie van die area bestaan uit Tafelberg Sandsteen en Mamasbury Skalie. Ja, en daai stukkie donker wat jy sien, dit is die Mamasbury Skalie. En kan jy glo, dit is die Cederberg, honderde kilometers van hier af, wat hierso by Lalagalla sy toontjie in die see kom steek. Hier aan my regterkant is die ou parafienpad. Jy moet jou verbeelding gebruik om te dink waar hy geloop het. En hy is so genoem omdat hulle hier vir meer as 50 jaar brandstof van die Kaap af na die vuurtoring op Agulhas gebring het, en dit het baie keer tot 'n week geneem om daai brandstof hier uit te kry. Parafien? Ek dacht dan hulle die vet van vetstertskape gebruik om die vuurtoring aan die brand te hou. Ja, van die 1 Maart af 1849 toe die vuurtoringe gebruik geneem is, het hulle vir die eerste aantal jare tot 1905 het hulle die vet van vetstertskape gebruik en toe oorgeskakel na parafien en ander olie-gebaseerde brandstof. Maar vandag natuurlik word elektrisiteit gebruik. Meer effektief, maar beslis minder romanties. Ek mag dalk nie 'n spook op vandag se roete gesien het nie, maar een ding is verseker, en dis dat mens moet spook om by te bly by twee sulke flikse gidse. Daar hardloop hulle al klaar weer vir my weg. Wag julle! Miskien net die magiese van die plek in sy suidelike ligging, sy fynbos, sy oënskynlik vriendelike waters waarin daar 'n robuustheid skuil, of dalk in die geheel van sy onoortreffelike natuurskoon.